Goeiedag julle en welkom by nog 'n episode. Vandag wil ek meer gesels met besigheidseienaars, groot of klein, maak nie saak nie. Ek voel net dit is so belangrik dat ons moet onthou dat 'n besigheid is 'n blessing van die Here af. Dit is nie jy wat dit verdien nie, want ons verdien eintlik niks nie. Ja, jy het ook hard gewerk om te wees waar jy is, daarmee stry ek nie, maar dit is die Here wat jy nog steeds deur hierdie hele tyd gebless en gedra het om te kom waar jy nou is. So moet nooit dink dat jy is te goed, jy is nou die beste, want jy het 'n suksesvolle besigheid nie. Dit bly alles genade van die Here en die Here kan dit in 'n oogwink van jou af wegvat as hy sou wou. So bly altyd nederig in jou besluite teenoor jou besigheid en teenoor jou werknemers. Dis so belangrik om altyd God te raadpleeg vir wat ook al jy doen in jou besigheid. Die Here sê nie vir ons in die Bybel, jy kan nie God en Mammon dien nie, want die Here weet, dit is soveel makliker as jy begin geld maak en 'n image skryf by mense en goeders. Dit is soveel makliker om wêreldse kant toe te hardloop en te gaan agter die dinge wat jy dink is lekker, maar onthou net daai dinge is tydelik. Jy impres dalk vandag vir Sunny en Pietie, môre is Sunny en Pietie oorlede in 'n ongeluk. Wat het hulle opinies dan eintlik saak gemaak? Onthou die Here is, hy was gister, hy is vandag en hy is môre en hy sal altyd wees. So, hoeveel sterker is dit nie om eerder in die Here te belê as om Sunny en Pietie te beïndruk wat eintlik dieselfde pad stap as jy nie. So, dit is, ek wil net uitlig hoe belangrik dit is, dat ons as Christene ons besighede in die wil van die Here moet laat gebeur en nie moet afdwaal nie, want ons het soveel meer uitdagings. Dit is nie 'n maklike ding om 'n besigheid te ran nie, maar die Here vertrou jou om besluite te kan neem en om die regte dinge te kan doen. So sien dit as 'n blessing en bly nederig. In die Bybel staan daar ook dat dit is makliker vir 'n kameel om deur 'n naald se oog te gaan as vir 'n ryk man om in die hemel te kom. Daarmee sê die Bybel nie dat ryk mense gaan die hemel toe nie. Die Bybel bedoel net daarmee dat dit is soveel moeiliker, want daar's soveel meer uitdagings, daar's soveel meer afwykings en challenges en versoekings en goed wat na jou kant toe kom, dat dis baie maklik om jou rug op die Here te draai en te sê, okay, wel nou gaan ek agter dit wat lekker en goed is, want dit gaan goed met my. Ek meen, as jy self dink, as jy op jou slegste is, waarheen hardloop jy? Na die Here toe. So moenie as dit goed gaan met jou rug draai op die Here nie, want op die ou ende van die dag gaan jy slegs tweede kom, of dit nou in hierdie lewe is, hier op aarde, en of dit in die hemel is. Moet nooit jou rug op die Here draai en dink, ek's nou beter, ek's nou wel af, ek het nou genoeg van die Here gehad nie, ek het alles wat ek nodig het, kom ons gaan voort in die wêreld nie, want jy gaan jou agteruit sien. Die ding is, ons moet altyd die mindset hê van, dis God se besigheid, dis nie my besigheid nie. Want jy het die geleentheid om soveel mense te bless, om dalk iemand wat sukkel, dalk bietjie 'n hupstootjie te kan gee, om in die lewe bietjie voor te kom, of dalk het iemand so hard gebid vir iets, en jy het die geleentheid om die antwoord te wees op daardie gebed. So, sien dit as, jy is 'n wessel vir die Here. Jy as besigheidseienaar het die geleentheid om ander mense te seën en te bless, en om die Here se naam deur jou besigheid te laat groei, en dalk mense so na die Here toe te bring. Onthou, ons doel eintlik op aarde is net om siele te red vir die Here. So maak dit jou missie om te bly goed doen, te bly doen wat die Here van jou verwag. En die ding is ook, dit is so maklik om werknemers om af te kyk op hulle en te sê, ja, maar hulle is onder my. Maar ons moet hulle sien as hulle is ook net mense, hulle het ook siele, hulle beklei ook deur die lewe, hulle het ook 'n familie om voor te sorg, net soos jy. En al geleentheid wat hulle nou het, is om by jou te werk. So moet nooit neerkyk op hulle en sê, ag, hy's onder my nie. Nee, hy is nie. Hy's gelyk met jou. Jy het net meer geld, jy het net meer geleenthede, maar hy bly gelyk met jou.
God sien alle mense gelyk. Jy's nie nou meer belangrik want jy het nou meer geld nie. Onthou dit net, moet nooit neerkyk op jou mense nie. Die ding is, ja, daar moet dissipline wees, daar moet dissipline gebeur. As iemand nie sy werk doen nie, sê hom, gee hom 'n warning, daarmee sê ek nie, dit is verkeerd nie, dis wat die Here met ons ook doen. Ek meen, as jy ook in stout is of iets, gaan jy hom pak gee, dieselfde met die Here, dieselfde met jou as besigheidseienaar, moet jy jou mense onder jou dissiplineer, maar jy kan nooit neerkyk op hulle en sê, ek is beter as jy nie, want môre kan jy in sy posisie sit. Die lewe is die lewe, daar gebeur baie dinge, en jy kan nooit sê, ek sal nooit in daai posisie wees nie, jy kan dit nooit sê nie, want die Here kan net môre besluit, ek het genoeg van jou gehad, jy is nou te high and mighty volgens wat jy moet wees, so kom ek vat jou terug aarde toe, en dit kan baie maklik gebeur. Ek meen, hoeveel besighede vou nie daagliks nie, so moet nooit sê, my besigheid sal nie vou nie, want dit kan enige tyd gebeur. Ja, jou risiko is dalk bietjie minder, en wat ook al se bedryf jy is, maar moet nooit sê, dit gaan nie gebeur nie, want die Here bly in beheer, die Here hou aan die besluite neem, hy maak die finale besluit, en as jy dit nie reg dra nie, gaan hy die geleentheid vir iemand anders te gee dalk, of jy gaan op die ou einde van die dag gestraf word vir dit wat jy doen, so hou ook kop, bly aan die Here se kant, bly in sy wil lewe, want op die ou einde van die dag is dit wat saak maak. En die ding is, as jy, kom ons sê, ietsie gee vir jou mense, of dalk 'n bonus gee want jy het 'n goeie maand, of dalk ietsie uitdeel by die besigheid, moet dit nooit doen met 'n hart van, ja, ek moet seker nou maar vir hulle iets gee nie, want dan beteken dit eintlik niks, want dan is jou moeite eintlik verniet. Jy moet dit met 'n blymoedige hart doen, en sê, ja, my mense het bietjie hard gewerk die maand, so ek beloon hulle, ek is trots op hulle, kom ek boost hulle, en dan volgende maand is dalk weer 'n goeie maand, want hulle sien, hulle word beloon as hulle goed doen. Dit is so belangrik om ook te beloon wat jy kry, en om dit altyd met 'n blymoedige hart te doen. Moenie sê, hierdie maand het ek lekker meer geld, so ek kan nou bietjie meer dit en dit, bietjie meer gaan vakansie hou, of 'n groter vakansie gaan hou nie, en dan jou mense wat so hard gewerk het om jou daar te kry, agterlos nie. Onthou, die Here sien dit ook raak. Dan 'n ander belangrike ding om te onthou is dit is so maklik om 'n skelmdeel te doen, of om bietjie iets onder die tafel te doen, want dan kry ek bietjie meer geld. Maar daar is 'n risiko daaraan, want onthou, mense praat, dan gaan hulle sê, ja, by hierdie besigheid, hulle doen skelmdeels, en hulle doen my in, so moenie by hulle besigheid doen nie. Waar as jy die regte pad loop, en jy doen eerlike besigheid, gaan jy soveel verder kom, dalk nie nou in die kort tydjie nie, maar in die long run, gaan die Here jou soveel meer beloon, en soveel meer mense gaan sê, maar joh, daai plek, hulle doen net eerlik en regte werk, so ek gaan veel eerder almal wat ek ken aanbeveel om na hulle toe te gaan, want ek sien hulle doen regtig die regte ding, en hulle lewe in die wil van God. So, wel, selfs mense wat nie eers in die Here glo nie, ek meen, dis menslik om eerder die waarheid te wil weet, of om dit wil voor jy betaal om dit te kry. As jy ingedoen word, en jy betaal vir iets, en jy kry nie jou volledige waarde vir jou geld nie, raak mense kwaad en ongelukkig, en hulle gaan beklei, en hulle gaan vir ander mense sê, nie daai besigheid nie. So, dit is, ja, ongeag of die mense nou Christen is of nie, wil mee besigheid doen, hou jou kant skoon, bly jy in die wil van die Here, al vat dit jou dalk bietjie langer, ja, dit is 'n langer pad dalk, om die regte pad te loop, en die regte maniere te doen, maar op die ou einde van die dag, is die beloning soveel groter. Al is jou beloning nie in geld, of in die wêreld of iets nie, jou beloning by God is groter, en dit is wat eintlik, dis al wat saak maak, is jou beloning by God. Ons moet so pas op, om nie mense te wil impress, of om tydelik goed te laat voel, jouself goed te laat voel, of mense om jou te laat sê, wow, kyk wat doen daai ou, maar eintlik is jy besig met lelike dinge nie, want jou beloning by die Here word minder, en op die ou einde van die dag, is dit wat saak maak. Dit gaan nie lekker wees, as jy daar voor die Here staan eendag, en die Here vra vir jou, hoekom het jy dit en dit en dit gedoen, jy het geweet is verkeerd,
maar Here, ek het geld nodig gehad, of dit was so lekker om dit en dit en dit te hê, en vir Pietie en Sunny te wys, kyk wat 'n mooi huis het ek, kyk wat 'n groot kar ry ek, kyk my nuwe boot. Die Here gaan sê, dit maak niks vir my saak nie. Vir my maak dit saak dat jy eerlik was, dat jy opreg was, maar jy kon dit nie wees nie, al het jy die geleentheid gehad om te wees. So, dink altyd in daai manier, dat as jy voor die Here moet staan, en die ding is, ons moet deursigtig lewe, ons moet probeer, dis nie altyd maklik nie, maar dit wat jy in die donker doen, moet jy in die lig ook kan doen. Dit wat jy in die donker sê, moet jy in die lig ook kan sê. Daar waar almal dit kan sien, moet jy moet so lewe, dat jy nie skaam is vir dit wat jy in die donker doen, of agteraf goedjies wat jy doen of sê. Ons moet so openlik lewe, dat dit nie nodig is nie, want, onthou, die waarheid kom altyd uit. Dit vat ook baie langer, maar die waarheid kom altyd uit. Daar is altyd 'n manier, dat iemand praat ook net eendag per ongeluk hulle mond verby, of dinge speel net so uit, dat jou hy nou nie gebeur het nie, en almal sien, maar dis die triek wat jy nou wil trek. So, dis soveel belangriker om in die long run, om eerder net eerlik te wees van die begin af, en reguit te wees, en te doen wat die Here van ons verwag. En dan is dit vir my so belangrik om al ons probleme, al ons uitdagings, al ons besluite in die wil van die Here te laat gebeur. Gaan lê by sy voete, sê vir die Here, ek het hierdie besluit om te maak, ek weet nie wat om te doen nie, wat kan ek doen? Of vasstop bietjie daaroor, of maak stilte tyd. Stilte tyd is so belangrik, maak tyd vir die Here, maak tyd om die Here se stem te hoor. Jy gaan nie die Here se stem hoor in 'n besige dag, deur almal wat skree en te kere gaan, en alles is besig en gejaag nie. Onthou altyd, wat sien ons in die Bybel, dat, ekskuus, dis weer, maar ons sien altyd, dat die Here was in die stilte. Nie daar waar dit te gejaag, geraas en alles is nie, die Here is in die stilte. Dis waar jy sy stem hoor, dis waar jy antwoorde kry, as jy in stilte by sy voete gaan lê en sê, Here, wat nou, wat ek kan toe, ongeag of dit 'n groot of 'n klein probleem is. Dis so belangrik, die Bybel sê vir ons, gaan met alles na die Here toe. Elke liewe ding wat jou pla, of elke liewe ding waaroor jy dankbaar is, gaan praat met die Here. Ons moenie net moan by die Here nie, ons moet dankie sê ook. Dis so belangrik, ons is so geneig om net altyd te hardloop en te sê, Here, wat nou, maar as dit goed gaan, dan dwaal ons weg van die Here, want hoekom het ons hom nou nodig, dis mos nou goed, dit gaan goed. Maar dis so belangrik om die hele tyd, ongeag of dit goed of sleg is, en met die Here te gaan praat en te sê, wow Here, dankie vir 'n goeie maand, dankie vir hierdie blessing, ek sit my blessing terug in die besigheid, of ek bless ander mense met hierdie blessing waarmee U my gebless het. Want die ding is, onthou, die Here sê in die Bybel, hy het 'n blymoedige gewer lief. So, as jy dit met die regte hart doen, met die regte mindset, gaan die Here jou soveel meer beloon. Jy moet gee om te kan ontvang. As jy nou net bietjie gee en sê, ja, maar ek het 'n paar sentjies wat ek maar kan uitdeel, gaan die Here vir jou net 'n paar sentjies meer gee volgende maand dalk, of glad nie, want jy doen dit nie met die regte hart en die regte mindset nie. Jy moet dit doen met, Here, U het my gebless, ek bless die ander mense, of ek saai dit terug in U koninkryk, ek help iemand wat dalk bietjie sukkel, of ek gee iemand daar net bietjie hulp, 'n stootjie, of ek gee 'n borg vir 'n skool, of 'n kerk, of iemand wat dit regtig nodig het. So, dit is so belangrik om ons geld reg te bestuur, en in die wil van die Here te bly met dit wat ons kry, want op die einde van die dag, as jy nou vir jou 'n nuwe huis gaan koop met die ekstra geldjies wat jy nou gemaak het, die maand, en jy hou alles vir jouself, jy saai nie in die koninkryk van God nie, jy saai net vir jouself, en dan lewe jy met 'n toe hand, en dan gaan die Here ook begin met 'n toe hand vir jou sorg, en op die einde van die dag, dit is nie die moeite werd nie, want ja, okay, dis cool, ek het nou lekker mooi huis, en wat ook al, maar wat het jy op die einde van die dag daarvan? Wat het jy as jy môre jou kop neerlê? Wat het jy van daai huis oor? Niks nie. Wat het jy oor as jy goed gedoen het en die Here impress het? Dan het jy
'n God wat vir jou soveel meer belonings het daarvoor. En op die ou einde van die dag, ek dink nie ons besef wat vir ons wag in die hemel nie. Ek dink nie ons besef hoe die hemel lyk en watter belonings mense kry wat meer reg gelewe het. Ek sê nie, daar's geen mens wat perfek is nie, maar mense wat meer reg lewe in die lewe, het baie groter belonings by die Here op die einde van die dag in die hemel, as mense wat dalk net bietjie reg gelewe het, wat dit tog gemaak het in die hemel, want onthou, daai pad is nou hemel toe. Ons moet so versigtig wees wat ons doen, wat ons sê, ons optredes en hoe ons goed bestuur, want dit is so maklik wat die Here gaan sê, ek ken jou nie. Jy gaan vir hom sê, maar wow Here, ek het hierdie en hierdie ou gebless en ek het dit gedoen en ek dit gedoen, dan gaan die Here vir jou sê, ek ken jou nie, want jy het dit nie met die regte hart gedoen nie, jy het dit nie met die regte mindset gedoen nie, dit het eintlik niks beteken nie. So, wees so versigtig om dinge te doen in die wêreldse manier, in die wêreldse oë. Doen dinge soos wat God van ons verwag. Lees jou Bybel, gaan doen stilte tyd, want dit is so belangrik dat ons alles wat ons doen by God se voete gaan neerlê en vir sy hulp vra en vra, maar Here, wat ek kan doen nou, ek weet nie meer nie. Of te sê, wow, dankie Here, ek bless weer iemand anders. Dit is soveel groter beloning as jou huisie wat jy nou vir jou bou, 'n nuwe grand huis. Op die einde van die dag beteken dit niks nie. Ja, jou kinders het dalk daai huis en goeders, maar as hulle ook daarmee heen is, op die einde van die dag beteken daai huis op aarde niks nie. So, pas op om jou geld te belê en jou, nie noodwendig geld nie, maar dit wat jy uitkry, dit wat jy kry van die Here, jou seëninge van die Here, pas op om daai seëninge nie vir jouself te hou nie. Bless ander mense. Daarmee sê ek nie, met al jou geld wat jy nou verdien, dan jy moet swaar kry en al jou geld wat jy nou verdien, moet jy nou vir ander mense uitdeel nie. Nee, jy moet vir jouself ook sorg, moet nie stupid wees nie, maar ek sê net, as jy bietjie ekstra het, bless eerder ander mense, wat dalk nie so wel af is soos jy nie, en as om alles net vir jouself te hou, en nog meer lekker in die lewe te kry, as wat jy reeds het, of, ja, want dit, op die einde van die dag is daai goed nie nodig nie. As jy nie elke dag daai ding nodig het, en soos kos of so iets nie, hoekom wil jy dit hê? Ja, dit is dalk lekker, as jy dit kan bekostig, as jy dit kan kry, doen dit. Ek sê nie, jy mag nie lekker lewe, of jy mag nie luxuries hê nie, jy mag, maar, kyk eerste na ander mense, voordat jy na jouself kyk. Nadat jy nou jou basiese belange onderhou het, kyk dan eers na ander mense, en dit wat oor is, gebruik jy vir jouself, want jy werk ook hard vir dit wat jy het, jy werk ook hard om te kry wat jy gekry het, so, daarmee sê ek nie skep jouself af nie, maar doen dit met die mindset van, ek gee terug in die koninkryk, wat die Here vir my gegee het. En dan die laaste punt wat ek wil maak, is dat, as dit dalk begin bietjie sleg gaan in jou besigheid, of vra die Here dalk hoekom, wat het ek verkeerd gedoen, soek altyd die probleem eers by jou, want die Here wil jou dalk 'n les leer, hy wil dalk vir jou sê, hoorie, dit wil my besigheid, hou ek hiervan nie, so ek gaan jou besigheid nou bietjie laat staak, want jy doen nie wat ek van jou verwag nie. So, gaan na die Here toe, vra vir die Here, wat doen ek verkeerd, of dalk het die Here iets beter in stoor vir jou, dalk moet dit nou bietjie swaar gaan, dalk wil hy hê jy moet bietjie nader weer aan hom beweeg, want jy is besig om bietjie van die pad af te dwaal, bietjie weer by sy voete gaan lê en sê, Here, my besigheid, wat gaan aan? En ja, maar al gaan dit sleg, gaan nog steeds na die Here toe, moet nooit weghardloop en sê, die Here is nou nie meer lief vir my nie, of so iets. Werk aan dit en gaan vra vir die Here, wat moet ek doen om my besigheid weer op te tel, of hoekom gaan dit nou sleg, of dis net so belangrik om deur jou hele besigheid en alles wat jy doen, by die Here te gaan lê, in goed en in sleg. Ek kan dit nie genoeg beklemtoon nie. Ons moet net heeltyd by die Here uitkom, en tyd maak vir hom, en tyd maak om sy stem te hoor, en om alles van ons besigheid in sy belange te dra, en
altyd te sien as, ja, dis 'n blessing van die Here af. Dis nooit jy wat te goed is vir die wêreld, wat nou iets wels ontdek het en goed nie. Onthou, al het jy iets niets ontdek of iets, dis die Here wat vir jou daai gawe gegee het, of dalk 'n ander tipe mindset gegee het, om iets te kan uitdink. So, sien altyd die Here se hand daarin. Moet nooit dink, ek is goed, ek is macho nie. Want, dit is nie so nie, en dit is nie die moeite werd om te voel jy is iets hier op aarde nie. Ons moet altyd nederig bly, en altyd eerlik bly, en opreg bly. Ja, so dit is maar my boodskap, dat dit is nie maklik om 'n besigheidseienaar te wees nie. Ek verstaan dit, jy het baie uitdagings, daar is baie dinge wat gebeur, baie dinge wat dalk bietjie sleg gaan, dan sê jy verloor vertroue in die Here, want hoekom gaan dit sleg met besigheid, maar hou net aan, hou net moed, en gaan vra vir die Here, is dit iets wat ek gedoen het, of is daar ook 'n ander idee wat ek kan inbring, om my besigheid weer bietjie op die voet te kry. Ja, dis net vir my so belangrik, en dis maar net 'n boodskap wat ek gevoel het ek moet daar buite kry vir besigheidseienaars, is om regtig te pas op om nie die wêreld na te jaag nie, want dit is nie moeite werd nie, dit beteken op die ou einde van die dag niks nie. So, asseblief fokus op die Here, bly jou besigheid in die Here se wil laat gebeur, en gaan praat met die Here oor alles, die hele dag. Dit is al hoe ons 'n sukses gaan bly maak, en al hoe hy ons gaan aanhou seën, en soos ek sê, jy wen dalk siele vir die Here, en jy weet ook nie eers daarvan nie, want jy borg dalk ietsie, of jy gee dalk bietjie geldjies hierso, en dis dalk iemand wat regtig baie hard gebid het, verlang vir iets, en jy was die antwoord op hulle gebede. So, moet nooit ophou gee nie, moet nooit ophou bless nie, want jy sal dit terugkry. Die Here sal jou terugbless. As jy met 'n blymoedige hart gee, gaan die Here vir jou blymoediglik meer gee. So, ja, dis my storie. Lekker week vir julle.